Die voormalige minister van Hoër Onderwys, Dr. Naledi Pandor, het onlangs skerp kritiek gelewer teen die bestaan van privaat Afrikaans medium universiteite soos Akademia. Volgens haar kan dit demokratiese doelwitte ondermyn, soos om ongelykhede van die verlede uit te wis. Ek verwelkom nou vir Karl Neels van die EFF en Jan de Villiers van die DA om hulle partye se standpunte oor moedertaalonderrig en spesifiek universiteite soos Akademia te verduidelik. Karl, jy skryf in 'n meningsstuk dat die ontstaan en bou van 'n privaat Afrikaans medium universiteit soos Akademia nie toegelaat behoort te word nie. Jy verwerp dit. Waarom dink jy dit nie bestaansreg nie? Lorenza, ek het dit gegrond presies op wat Dr. Pandor gesê het. En dit is dat universiteite wat eksklusief Afrikaans as die voertaal het, sluit 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse bevolking uit. In werklikheid die meerderheid van die Suid-Afrikaanse bevolking. Dit is ook universiteite wat bevoordiging skep vir 'n klein groepie, meestal wit, nie natuurlik uitsluitlik nie, want Afrikaans word nie net deur wit mense gepraat nie, maar meestal wit Suid-Afrikaners. En dit is nie reg nie. Want wat ons probeer bereik in Suid-Afrika is 'n inklusiewe onderwysstelsel en ons wil nie sien dat enige taal, insluitende Afrikaans, misbruik word om ander mense weg te druk uit die tersiêre onderwysstelsel nie. En dit is daarop wat ons oppositie is. Ons glo dit is verkeerd om soveel geld in 'n universiteit te plaas wat uitsluitlik Afrikaans as voertaal het. En ek sê dit as iemand wat self Afrikaans sprekend is. My moedertaal is Afrikaans. Ek is baie lief vir Afrikaans. En juis daarom wil ek nie sien dat Afrikaans misbruik word as 'n manier om die meerderheid van swart Suid-Afrikane buite die onderwysstelsel te hou nie. Jan, wat is die DA se standpunt oor privaat Afrikaans medium universiteite? Het dit 'n bestaansreg? Ja, so ek dink dat die staansvryheid is 'n grondwetlike reg. Jy weet, Akademia word gebou deur 'n privaat instansie met privaat geld sonder enige staatssubsidies of staatshulp. En dis 100% hulle reg om dit te doen, maar ek sal verder gaan en sê dis prysenswaardig, want op die einde van die dag is dit, ek dink, om by 6000 studente wat 'n geleentheid gaan hê om opvoeding te kry. Dis mense wat gaan bydra tot die ekonomie. Dis nuwe onderwysers, nuwe dokters, nuwe ingenieurs of jy weet watter kursus hulle ook al gaan volg. Jy weet, en ek dink dat wanneer ons in Suid-Afrika eerder in ons diversiteit mekaar sien, dan raak ons inklusief. Jy weet, ek dink nie om vir 'n persoon wat kies om in Afrikaanse onderrig te kry, skep dit afstand van ander mense nie. Ek dink eintlik dat dis 'n belangrike deel van ons diversiteit. Ek dink eintlik dis wat die grondwet wil hê ons moet doen. Karl, behalwe vir openbare teenkanting, soos wat jy nou vanaand op die program uitspreek en in meningsstukke, wat kan daar realisties hieroor gedoen word? Want dit is 'n privaat instelling, nie 'n sent van belastingbetalersgeld word hiervoor gebruik nie. Het is korrek dat dit 'n privaat instelling is, maar terselfdertyd is dit 'n instelling wat besig is om eksklusiwiteit met die gebruik van Afrikaans te skep. En dit is waar ek van Jan verskil, ook in terme van die grondwet. Want ons grondwet wil so ver moontlik inklusief wees. Ons praat daarvan dat ons mense by mekaar moet kom. Dit is die hele toekoms wat ons probeer bou. So ek sou graag wou sien dat 'n universiteit soos Akademia geherformuleer moet word. Dat dit nie net 'n eksklusiewe Afrikaanse universiteit moet wees nie, dat daar geleenthede gebied moet word, ook in terme van die ander tale van Suid-Afrika, by so 'n universiteit waar miljarde rande geïnvesteer word. Maar Karl, is daar nie genoeg van hierdie openbare instellings waar Afrikaans eintlik nie meer 'n ruimte het as ons kyk na universiteite nie? Ek bedoel, een universiteit, een privaat universiteit wat in Afrikaans klas gee. Ek bedoel, dit is 'n ruimte vir Afrikaanssprekendes om te gaan swat, wat daar vir baie nie meer is by die universiteite wat reeds bestaan nie. Maar die universiteite wat reeds bestaan, het deur 'n proses gegaan waar die hele aangeleentheid van Afrikaans as voertaal of die sogenaamde dual taalgebruik aangespreek is. En jy weet wat gebeur het in terme van die uitsprake wat gemaak is by die Universiteit van die Oranje Vrystaat. En wanneer ek praat ek ook met die gedagte van wat professor Jonathan Jansen gesê het.
En Jonathan Jansen se uitspraak was spesifiek gerig op die hele aangeleentheid van dat 'n universiteit wat eksklusief Afrikaans is, wat hoofsaaklik meestal wit studente sal hê. Daardie studente in terme ook van hulle opleiding in Afrikaans afsonder van die res van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. So wat hy sê is die teenoorgestelde van wat Jan sê. Hy sê hier kry ons nie diversiteit wat integreer nie, maar ons kry eksklusiwiteit waar die taal gebruik word as 'n muur eerder as 'n brug. En as gevolg daarvan word daar ook 'n groot onguns bewys aan die studente wat daar studeer, want hulle word nie geïntegreer in die Suid-Afrikaanse samelewing en hulle word nie geïntegreer en ook hulle kyk nie en hulle ondervind nie die verskeidenheid van uitdagings wat daar in Suid-Afrika in hierdie veelvuldigheid van Suid-Afrika se kultuur en menswees is nie. Jan, jou reaksie daarop? So interessant, Lorenzo, in 2002 onder Thabo Mbeki was haar verslag deur sy kabinet aanvaar gewees. Ek dink hulle het die Gerwer verslag genoem. Waarin gesê het, die ANC-kabinet van daai tyd het gesê dis belangrik dat daar 2 Afrikaanse universiteite in Suid-Afrika moet wees. Een in die noorde en een in die suide. 30 jaar later is daar omtrent nie meer Afrikaanse publieke universiteite nie. So tot 'n mate, maar daar's 'n vraag vir Afrikaanse onderwys. Daar is studente wat graag in hulle moedertaal Afrikaans wil onderwys ontvang. En baie van dit het te doen met praktiese redes ook, met taalvaardigheid. Dit het nie te doen met gevoelens van vyandskap of haat of eksklusiwiteit nie. En natuurlik die groot gevaar waarmee ons hierso werk, is dat deur te maak asof 'n Afrikaanse universiteit 'n vyhandige atmosfeer skep, verdeel jy mense. Jy's nie besig met nasiebou dan nie. Jy's besig om haat en bitterheid en kampe aan te blaas. Jy's besig om presies die teenoorgestelde te doen. Jy's besig om mense 'n vyand te maak en te sê wanneer julle bymekaar kom en julle taal praat, is julle die vyand. En ons kan ons nie dit toelaat nie. Dit is almal se reg in hierdie land om in die taal wat hulle wil in onderrig te kry. Dis 'n grondwetlike reg. Voor jy reageer, ek wil net jou vra, behoort die groter vraag te wees nie waarom ons 30 jaar na demokrasie nie meer universiteite het wat in ander Afrika tale vir ander landsburgers moedertaal onderrig bied nie? Natuurlik, dit is 'n groot uitdaging. En ek moet heeltemal saamstem dat dit belangrik is dat daar ook moedertaalonderwys moet wees in al die tale van Suid-Afrika. Maar ons moet terselfdertyd ook erken dat Afrikaans in 'n bepaalde geskiedenis is. As gevolg van die wyse waarop Afrikaans in die verlede, ook onder die ou apartheidsregering gebruik was, as 'n instrument van uitsluiting, as 'n instrument van onderdrukking en ook as 'n instrument van bevoordeling. En wat ons sien met hierdie bepaalde universiteit, met akademie, is dat daar weer 'n private ruimte van bevoordeling geskep word. En dit is presies dis presies wat Dr. Naledi Pandor gesê het. Sy het gesê die mense wat nie die bevoordeling van apartheid wil opgee nie, gebruik allerhande nuwe modelle om aan daardie bevoordeling vas te hou. En so is akademia met die uitsluitlike Afrikaans as voertaal een van daardie modelle wat gebruik word om mense af te sonder van die res van Suid-Afrika en hulle ook bevoordeling te gee. Jy weet, een van die mees ongelukkige tye wat ek in my lewe gehad het, was verlede jaar in Tzaneen. Toe ek na 2 skole toe gegaan het, waar die voertaal hoofsaaklik Afrikaans is. En daar sit ek en ek kom agter dat 80% van die leerlinge in daai skool is wit. Daar's 'n wit oorheersende kultuur en die paar swart kinders wat daar is, word net ingebring as 'n sogenaamde ou vye blaartjie om dit te laat lyk asof dit nie rassig is. Maar daardie skole is in hulle kern skole wat nog steeds rassisties gedefinieer is. Maar is dit die staat se skuld, Karl? Want ek neem aan dit is openbare skole. Natuurlik is dit die staat se skuld dat hulle dit toelaat. En die staat moet dit nie toelaat nie, maar soortgelyk moet dit ook nie toegelaat word dat 'n universiteit soos Akademia geskep word, waar presies dieselfde model benut en gebruik gaan word om die meerderheid van swart Suid-Afrikane
daar buite te hou. En dit is waar die kern van die saak en die probleem is wat ek stel. En dit groot is ook 'n ondermyning van die beginsel, die letter en die gevoel van die grondwet, wat sê ons moet ons mense bymekaar bring. Dit is waarvoor ons gestry het. Dit is wat die eerste paragraaf van die grondwet, ek moes eintlik my TMP aangetrek het wat sê ons die mense, Batu Bantu. Dis waaroor dit gaan, om ons bymekaar te bring. En die punt wat ek maak is dat akademia ons nie bymekaar bring nie. Dit verdeel verder en ongelukkig misbruik dit. Die Afrikaanse taal, die taal wat ek baie lief voor is, misbruik dit om daai taal te gebruik as 'n muur van afsondering en inperking eerder as 'n brug van uitreik. Dink jy dit hou enige gevare in vir sosiale kohesie as daar enkel medium, enkel taal universiteite is? Geensins. Jy weet ek wil eintlik vir Karl sê, jy weet ek is ook lief vir Afrikaans soos 'n drama sameknopingspunt, maar jy weet die studente wat kies om in Afrikaans moedertaal onderrig te ondervang, is niemand se vyand nie. Dis jong mense wat niks met apartheid te doen het nie. Hulle wil graag onderwys kry, hulle wil dit graag in hulle taal kry. Hulle wil bydra tot hulle gemeenskap. Jy kan praktyke in 'n instansie oordeel wanneer dit daar is. Maar ons praat nou van universiteit wat nog gebou word. En al die inligting wat daar is oor daai universiteit, en veral as jy kyk na die kampusse in Pretoria en in die Parel wat klaar bestaan, daar is mense van meer as een ras. Daar's bruin mense en swart mense by die Soltech in Pretoria se kampus. Die enigste ding wat hulle saambring is dat hulle is almal Afrikaans. Hulle kies om in Afrikaans hulle voertaal vir die universiteit te wees. Jy weet Karl, ek sê hierdie werklik met 'n bietjie verstomming, want jy praat van verdeeldheid, maar die realiteit is dat wanneer jy 'n universiteit bou, verdeel jy nie, jy lei mense op, mense wat ekonomies produktief gaan wees. Maar wanneer jy deel is van 'n party wat kill the boer sing, dan verdeel jy mense. Wanneer jy vir mense aanhits om met geweld plase en grond af te neem, dan verdeel jy mense. Ek bedoel, dis onverantwoordelike, daai is die tipe van goed wat verdeeldheid skep. So ek dink nie dit is gepas van die EFF om 'n privaat instansie te kritiseer wat net wil bou. Hulle is bouers, hulle wil opvoedkunde dryf, hulle wil mense oplei en dan te sê dat daai aktiwiteit waarmee hulle besig is verdeeldheid en jy baseer dit net op die taal wat die mense praat. Dit kan mos nie so wees nie. Dit lyk vir my dat juis die dinge wat jy nou kwytraak bevestig wat gebeur met mense wat te veel inklusief net na binne kyk na hulle eie Afrikaanse kultuur. Want as jy nie daar was nie, sou jy geweet het dat daar die slagspreuk kill the boer, kill the farmer 'n duidelike historiese agtergrond is, dat dit nie 'n besliste opmerking of doelstelling is om ander mense dood te maak nie. En dit weet jy ook. Nee, wag nou, gee my 'n geleentheid. Ek het lank en rustig gesit en luister na wat jy gesê het. Dit weet jy ook, dat die hof bepaal het, dat dit nie die geval is nie. So om dit te gebruik as 'n voorbeeld van verdeling, is heeltemal verkeerd. Maar ek kan vir jou die praktiese voorbeeld gee, soos ek gegee het, met wat gebeur by skole in Tsanen en ander plekke, waar hulle uitsluitlik wit en afsondering is. En ek kan jou vandag vertel, ja, daar gaan 'n paar mense wat swart is, wat sogenaamd kleurling of bruin mense is, teenwoordig wees in akademia, maar die oorgrote meerderheid van daardie studente gaan wit Afrikaners wees. Hulle gaan na binne kyk, hulle gaan saam koek, hulle gaan saam 'n eksklusiewe kultuur bevorder. Ons weet dat dit die geval is, want die organisasies wat akademia ondersteun, soos AfriForum en Solidariteit, ondersteun ook Oranje, ondersteun al hierdie ander klein wit enklawes, wat weer eens daarop gemik is om uitsluitlik wit bevoordeling en rasse definiëring na vore te bring. En dit is wat AfriForum ook gaan bereik. Karl, dit is ongelukkig akademia. Al waarvoor ons tyd het. Ek sê vir die EFF en die DA baie dankie dat julle hulle standpunte vanaand kom stel het.